Dis nice. Ek dink mense leer baie uit. Ek dink van my grootste goed wat ek uit leer vandag is juis uit podcast uit. Ja. Want as jy met 'n ander manier is dit 'n ou vra Ja. en partykeer sluit dit net oop en dan besef jy eers dis 'n ander manier om te dink daaroor. Want dis Ja. eintlik waarvoor ou goed lees. Om Ja, op 'n ander ja. manier te dink oor 'n ding. Dis Want daar's nie net exactly. een hoek nie, daar's meer as een hoek. En ek dink as mens partykeer 'n ander hoek kry, kan dit in 'n volgende seisoen vir jou baie waardevol Ja. wees. Nou, welkom julle. Dit is 'n lange tyd, is al amper 'n jaar wat ek laas 'n Fit Vader episode opgesit het. Dit is my groot voorreg. Ek oefen saam met Morney in die oggende daarso by Grizzly Bear as die manie in Suid-Afrika is. Hy het my 'n storie vertel van Neil en vandag het ek nou die voorreg dat Neil hier so by ons is. En Neil het ook 'n interessante storie en 'n interessante klomp dinge wat gebeur het en wat gelei het na sekere dinge toe. En Neil is nou in Kimberley met Shepherd's Voice, as ek reg is, maar Ja. Neil, as jy jouself dalk so net vir ons jouself kan voorstel, jy weet, waar kom jy, hoe het jy daar beland, hoe het jy teruggekom? Ja, nee, Ja. baie dankie Andrew vir die geleentheid en ja, dis altyd om dit so kondens as moontlik te kan doen. So ek het in Bloemfontein gebore, groot geword, laerskool, hoërskool. Dit was meer platteland as nou en elke keer as ek nou terugkom kan ek sien dit verstad. Ja, En dis reg. En uit dit het ek in Potch gaan swat. Menslike wegenskunde met sielkunde. En meer gesien ek is nie in die rehabilitasiekant van die biokinetika nie, want ek het nogal daaraan belang gestel en besef ek is baie meer in die sielkundige gedeelte en die motivering en die coaching gedeelte. okay. En dit het oopgesluit en uit dit uit vir 'n gimnasiumgroep gaan werk, personal trainers opgelei en uit dit uit ons eie gimnasiumgroep opgesit en toe het ons eintlik op 'n baie vroeë ouderdom in my lewe eintlik begin gesondheidsbestuur doen vir groot maatskappye en vir Ja, kliënte en ambassades. So ek was regtig gebless daardeur en die geleentheid as ek terugkyk vandag, besef ek was baie jonk geweest en jy sekerlik naïef, so jy kan nie jy doen soos wat jy dink en ons was eintlik geseënd het dit geweest. ja, Uit dit uit het die geleentheid eintlik plaasgevind, het ons eintlik in daai stadium baie geld gesponsor vir Sopkombuise in die Noord-Kaap waar my ouers in bediening is en dit het maar weer oopgesluit tot volgende geleenthede uit dit uit. ja, Maar die jare in die oefenwêreld was my goed geweest. Ek het baie goed uit dit geleer. Ek is nog steeds passionate vandag oor dit. Ek is dankbaar. Ek doen dit al vir meer as 30 plus jaar. yes. So tel in my gunste dat ek altyd vir die ouens sê ek het nie op 52 vir die eerste keer die weights opgetel nie. Daar's 'n bietjie muscle memory. ja, Herstel is verseker 'n bietjie stadiger as wat dit was in die verlede, so ek moet bietjie meer big match hê met omtrent dit. Maar ek's dankbaar die deurskynende lesse wat geleer is in die oefenwêreld is baie waardevol. Want jy het geleer om met verskillende mense op verskillende maniere te kan connect. Van 'n huisvrou na 'n CEO toe, 'n ou wat al 2 hartaanvalle gehad het. So jy het geleer om te moet adjust binne dit en hulle wen word eintlik jou wen. Help nie jy sit met die wen daar, maar dis nie hulle Ja. wen nie. So dit het my baie geleer op 'n vroeë ouderdom om eintlik aanpasbaar te wees, letterlik van uur na uur toe. Want dis divers uitmekaar uit wat ouens wil maak. Ek dink daai is baie waardevol. So, ons het geleer om eintlik vroeg baie hard te werk. So my werksdag sluit jy 5 uur jou gym oop. So 4 uur is jy al op. So vandag om nog steeds uit tyd wakker te word is nie moeilik nie want dit is so half deel van die memory. dis- Maar ek's dankbaar oor dit. Dit is my altyd lekker om die voorreg te hê om te sien as die son opkom, sê ek altyd, ja, dis 'n mooi gedeelte van die dag. ja. Ons het nie altyd die son sien sak nie want dan is jy in die gimnasium is goed. Maar uit daai het 'n seisoen afgesluit. Dit is my mooi om die woorde te gebruik. Het 'n seisoen afgesluit met vennote in die gimnasiumwêreld en ek het by default en nou wil ek nie oorkom in die Afrikaans non-profit gestig met die naam van Hunger and Thirst Foundation Okay. en dit is om leierskapskole in township skole op te sit. Volgende jaar is ons 20ste jaar. Ek moes bitter baie dit uit geleer het. Ek is dankbaar vir my vrou met spesifieke kwalifikasies wat die finansiële goed vir ons mooi kon bestuur om te doen dit. Soort, ja. So ek is my hele lewe lank nog coach, hou daarvan om leiers te ontwikkel en uit dit baie goed geleer, baie teleurstellings gehad, maar die potensiaal altyd los gesien aan die ander kant deur dit altyd te sê 'n kind kan nie kies in watter huis word hy groot nie. So in Noord-Kaap het tog al 'n baie groot ding met 'n alkoholsindroom wat my hart na uitgaan het vir daai kinders en ek het besef hoekom die gangs die kinders so maklik optel. Ons is gemaak om te belong. Ja. Jou identiteit 100%. kry in daai deel van daai belonging in. So baie lesse geleer daar, baie goed gedoen. Tot en met 2016 het ons baie fondse gekry van die regering en groot maatskappye en goederes en dit het maar elke jaar
dis interessant as die projek begin spoed optel, het hulle eintlik altyd so half, jy moet sekere mense kies om maar deel te wees van dit. Nou dit was my swaar, want ek kan vir jou skill aanleer, maar ek kan nie jou hart rehabiliteer nie. Ek het nog 'n groot ding geleer met 'n ou se hart. Dit is daai deurskynende goed wat as daar druk is, kan jy eintlik sien wat gebeur. Ja. So dis nie 'n skill wat jy aanleer om dit te kan maak nie. Dit het gemaak dat ons in 2016 besluit het om glad nie meer fondse van buitekant te vat nie. So ons het onsself dan weer gereinvent en dankbaar daaroor. Ons is nou amper 10 jaar later. Was 'n harde 10 jaar, maar ek moes gaan kyk die goed wat die grootste was my in die buitekant en sê ek altyd, ja, baie van daai kinders en mense besef dit nie. Kry net een ete per dag en dis by die skool. Dis die realiteit daar aan die onderkant. As hulle een kry. Ja, en as hulle dit kry en ek kan nie eens vir jou sê die mekaar is daai sisteme daar aan die onderkant nie. Ek het net vroeg geleer om die sisteme te blame of dit te veg is nie die moeite werd nie. Jy moet regtig besluit waar wil jy energie insit. So ons het 5 jaar terug ek het baie Afrika lande besoek. Ek's lief vir Afrika lande, as uniekheid en dis my connect met Morney ook in die Afrika lande. Daar's iets op grondvlak van mense in Afrika lande wat ook beter wil hê vir sy huis, ook iets wil hê vir sy kinders, wat nie altyd raak gesien word as jy nie daaronder beweeg nie. So die bokante is partykeer interessant, soos wat in alle lande is, maar die onderkant is mense soos ons, wat ook 'n verskil wil maak, wat ook iets wil hê, wat dalk nie al die geleenthede gekry het nie. En ek het begin met 'n projek wat ek in Zimbabwe gesien het, waar hulle aardappels in 50 kg sakke verbou het. Het ons in Suid-Afrika model mee gesit met vandag bekend is as farm in a bag, om in tonsakke te verbou. Sodat stap 1 dat daar kos in 'n ou se erf is. Ons doen dit uit erwe uit. Ek doen dit nie gemeenskapgronde nie, want ek wil jy is man, die hoof van die huis, moet tog iets kan voorsien vir jou huis. So is my goed om te sien wat jy in jou erf kan doen. As jy dit nie daar kan doen, is dit onwaarskynlik dat jy dit bedoel om vir ander ouens te kan doen. En om daai geleentheid te hê, want ek besef as jy nie geleentheid het nie en jy daar vrou en kinders en hulle is honger, dis 'n swaar plek. So ek wil vir jou daai geleentheid skep. Ek dink een van die groot goed wat ons moes geleer het is om eerder geleenthede te skep as om geld te gee. Want geleenthede kan weer vir jou geld oopmaak en as ons vir jou sekere blootstel om sekere ekstra skills buite kan hê, kan dit vir jou baie deure oopmaak. So dit het gelei tot die waar ek nou vandag is met Farm in a Bag en van 2016 af het ek eintlik weer teruggelê op my klomp verskillende coaching kwalifikasies gaan doen. Ek gaan dit nie noem nie want daar's klomp verduidelikings en gedagtes omtrent dit, maar dit het ontstaan die laaste 2 jaar tot die Shepherd's Voice wat ek eintlik begin kingdom coaching doen het. Om die woord van God te vat en sê wat bedoel hy het gekom om die kingdom te introduce. Hoe werk die kingdom? En ek doen dit vandag aan ouens se besighede wat sê hulle wil graag hulle besigheid dedicate dat dit 'n kingdom besigheid moet wees. En dit beteken ons maak 'n verskil vir ons omgewing. My simplistiek sê ek altyd vir die ouens, kom ons wees net weer sout en lig. Sout skree nie uit nie, maar as daar nie sout in kos is nie, weet jy dit. Ek gee nie wat se geloof as jy nie, jy weet dit. Dit is net interessant dat hy ons vergelyk het met sout. En lig is daar om rigting te gee. So ons grootste goed is om nie dit uit te skree nie, maar om eerder op 'n manier op te tree. En as mense jou dan vra, dan het jy 'n plekjie om dit te kan sê. Die Kingdom Coaching het my virtually reg oor die wêreld weer ingebring met mense wat sê, maar ek wil graag hierdie goed vir my kinders sê. Hoe werk dit? Hoe werk covenant? Want ons dien 'n covenant God. Dis 'n ontdekking by sigself om dit te kan maak. En coaching se grootste ding is eintlik maar om vrae te vra vir die antwoord wat reeds binne jou is te elicit. Ek sê die simplistie wat ek vandag doen is ek assess en ek doen dit deur vrae. En as ek 'n 6 wil ek graag uitluister wat se blind spots is daar wat Andrew nie sien nie. Want as jy 'n blind spot sou raak gesien het, dan sê ek dan is jy mos nou moetswillig. Maar as jy nie 'n blind spot raak sien, ek dink dis hoekom iemand jou help met training want jy kan dit nie regtig raak sien nie totdat iemand jou help en dan jy dit verbeter. En dan is die grootste ding is waarin wil jy graag accountable gehou word? Wat kies jy sodat as ons oor 'n week weer praat en jy daai beginsel toegepas, hoe werk dit vir jou? En ek dink mense wil dit te groot maak. Klomp klein consistencies is meer werd as een groot beweging. 100%. Groot goed is opgebou uit 'n klomp klein goedjies uit. En die grootste ding van 'n outcome whatever jy wil achieve, sê ek as daar 3 goed in lyn kan wees, dan is jy eintlik unstoppable. Dit wat jy dink, dit wat jy praat en dit wat jy doen, as dit in een lyn is, dan bly jy vorentoe beweeg. Anders spin jy in 'n sirkel rond. So en dit vat 'n journey om daar uit te kom en ek's dankbaar vandag ek is hierdie jaar 27 jaar getroud en ek besef daar's min goed wat dit so kan leer wat sê yster slyp yster soos om getrou te kan wees. Want as jy het verskillende huise, verskillende hoeke en kante, tog het ek en Lisa altyd vir mekaar sê ons wil net so met mekaar verskil, nie om ons kinders te benadeel nie. Want hulle kon nie gekies het om in hierdie huis te wees nie. En dit was 'n incredible great plek om dan 'n middeweg te vind en te sê as haar hoek beter is wat die kinders bevoordeel, dan is ek 100% saam met jou in jou hoek. Want dan kry ons wen. En ek dink toe ons in die plekke en dis wat ek vandag doen met my coaching is om ons wen te maak.
En ek dink toe hy gesê het, kom ek maak hulle in ons beeld, in die beeld van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is dit die powerful eintlik van 'n ons beweging. Ja. En ons kon nooit daai sien wie se wat dit doen nie. En sê ek altyd, God die Vader het 'n gedagte. Jesus spreek dit, laat daar lig wees. En die Heilige Gees vat die partikels in die natural realm en hy sit dit bymekaar en ek en jy kan lig sien. So as daai begin deel word van 'n mens, verander dit radikaal. En sê ek was nie in die Bybelskool nie, maar ek kan lees wat in die boek staan. En as die Heilige Gees dit vir jou lewendig begin maak, dan verander die lewe radikaal. Ja. Maar jy moet geleer word hoe dit is om met hierdie persoon wat binne in jou woon, wat eintlik die woord vir jou lewendig maak en wat vir jou sin in die lewe gee, om dit te kan begin verstaan. En mense eindig baie maklik en hulle is opgewonde oor Jeremia 29 vers 11 wat sê God het 'n plan vir jou. Dan sê ek is waar, as jy bietjie verder lees, Jeremia 29:13 het my aangetrek. Hy sê, maar as jy my soek met jou hele hart, sal jy my vind. So ek het dit vroeg besluit om te besef, ek gaan die risiko vat om met my hele hart om te soek. En wie wat gebeur, en dan gebeur 'n geleentheid soos vandag, dan soek die geleenthede jou. So ek hoef nie die geleenthede te gaan soek nie. Dit soek eintlik my. Ek het dit nie opgesit nie, ek het nie geweet ek gaan vandag hier sou wees nie, behalwe dat ons verlede week gepraat het, maar hy het klaar geweet hoe my Dinsdag se einde lyk voor hy begin. Ja. En hy plaas daai gees van hom binne my. Dan sê ek altyd, wat 'n incredible ding om 'n dag te begin wat sê dis dit, maar jy moet leer, dis die enigste manier om eintlik selfsug in jouself agter te kom. Want selfsug is die enigste ding wat keer dat jy regtig by dit uitkom wat jy moet by uitgekom het. Want dit keer dit. Nou, as jou identiteit in God is dit baie maklik, dan doen hy dit eintlik deur my en jou. Die vryheid wat saam met dit omkom, dan is die man in die hoof van die huis te wees, is eintlik incredible, want dan gaan ek eendag vir hom 'n terugvoerverslag gee. Ek moet terugverwys na die woord te Johannes 17 wat Jesus die woorde gebruik. Hy sê vir die Vader, ek het alles gedoen wat jy my gevra het. Sê ek, ja, dis diep woorde, hè. Ek het alles gedoen wat jy my gevra het. So ek en jy gaan eendag die geleentheid kry met al die geleenthede wat ons op aarde het, gaan hy vir ons vra, wat het ons met daai geleenthede gemaak? Ja. En is baie regverdig om dan te sê ek het 'n geleentheid om te kan respond en om te kan sê ek het jou hulp nodig. En hy doen dit deur mense. Ek dink dis wat dit so dinamies maak. Elke keer as ek gaan nou met Morney gesels, sê ek dan soos yster wat yster slyp. Dis verskillende hoeke en kante, goed dat jy en ek geleer het, maar dit wat ek by jou kan leer, wat kan ek nog meer waarde toevoeg tot my huis, tot my kinders. Yes. Dis tog wat ons altyd met mekaar wil doen. En ek dink dan is daar gewoonlik te min tyd as ons by mekaar sit vir 'n koffie en ek sê dis die vinnigste uur ooit wat kan omgaan omdat ons kan agterkom, ons het verskillende hoeke van die Vader se hart wat ons al opgetel het. En as jy dit bymekaar sit, kan 'n volgende generasie nog meer waarde kry. En dis tog wat ons wou agtergelaat het, dat 'n volgende generasie nog beter besluit as ons neem en nog 'n groter deel van die Vader se hart kan reveal en wat 'n voorreg om dan te kan lewe. Vandag asem in ons longe te hê, om te kan oefen en gesond te kan wees. Dit is 'n incredible voorreg, hè. Kyk jy net die oefening ek is verskriklik erg vir dit. So dit is so my oggend begin. Dit is so erg dat ek het vir die lot ook gesê, hulle moet asseblief probeer om nie meetings te reël of goeders te reël in die oggend net na 8 nie. Ek het nou my roetes en kindertjies aflaai en al die jazz en dan is dit oefentyd. En daai is so 'n belangrike deel van die dag begin. Verseker. En dit is 'n voorreg, hè, om gesond te wees. En dit is 'n voorreg om ons gaan die naweek nou op die adventure reis gaan waarvoor ek so 'n bietjie op my senuwees is. Volgende maand is die Skyrun waarvoor ek ook op my senuwees is. Maar wat 'n voorreg om daar buite te kan kom en die goeders te kan gaan beleef. Ek wil vinnig so 'n klein bietjie rewind. Toe jy nou, so jy was nou daar ver daarbo. Ja. En jy het gedurende daai tyd het jy betrokke geraak met Sopkombuise. Ja. In die Noord-Kaap. In die Noord-Kaap. En was dit toe nou na die afsluit van daai seisoen toe jy nou kan Noord-Kaap dis hoekom jy geskuif het. Ja. Toe trek jy Kimberley toe want jy het nou klaar half 'n base daar aan die gang gehad. Wat ek het toe al die Younger First Foundation as organisasie gestig. Okay. Maar nog nie regtig geweet wat dit moet wees nie. Die ouens het altyd gesê, "Eers honger en dors." Toe sê ek, "Dis iets wat niemand kan ignoreer nie." Ja. As jy honger is jy honger, as jy dors is jy dors. En dit is Matteus 5:6 wat sê, "Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, hulle sal versadig word." En dis net God as jy in regte verhouding met hom is, wat jou eintlik versadig in klomp fasette en ek besef dis baie wyeer en dieper as ons kan, maar in die natuurlike besef ek altyd maak nie saak wat 'n kleur, ras of geslag jy is nie. As jy honger is jy honger, as jy dors is jy dors. En om eintlik daar te gemaak en dit het ek besef ek het altyd gekyk, daar's goed om Sopkombuise en goed te hê, maar jy wil eintlik leiers ontwikkel. Ja. En leiers is mense wat verantwoordelikheid kan vat en geleenthede kan raak sien en wat gekoop is om geleenthede te kan doen. En dit is eintlik hoe my goed al groter en groter begin word het. Eers in die skole en toe na skoolsentrums en uit dit het maar klomp goed geleer en dit bly my hart vandag met alles wat ek doen. Hoe vind ons dit en hoe ontwikkel ons leiers?
die Noord-Kaap is 'n unieke plek is maar amper soos Wes-Kaap. Ja, ons praat eers Afrikaans, dan praat hulle Tswana, dan praat hulle Engels. So die Engels is maar gebroke aan daai kant, maar dan besef jy die ouens is beperk tot geleenthede en goed wat hulle blootstel. En as hulle ver plattelandse plekkie, maar my hart het gegaan vir daai goed. Onthou, myne het net hulle leeftyd is net so lank en as dit op en klaar. So ek wil gekyk het hoe kan ons daai ouens die geleentheid gee om hulle self te kan help. Dis maar dit en dit het net bly ontwikkel. Ja. Sê vir jy het 'n groot liefde en 'n groot agtergrond met oefening. Word dit ingewerk in hierdie absoluut prosesse in? Ja, onthou want om vandag dissipline toe te pas verstaan ouens nie. Dan sê ek altyd dis eintlik makliker om jy dadelik net te nooi vir 'n reis wat jy geen voorbereiding gedoen het nie. Daarna gaan jy graag wil voorberei wees. Dis so vir jy gaan humble word. Ja. So ek dink oefening is eintlik 'n incredible plekkie om dit te kan doen. Dit vorm al deel van ons dissipline goeders want ons sê altyd jy kies, so as jy nie dit doen nie dan sê jy dan wil jy graag 100 burpees doen. En ons is heel happy daarmee. Totdat jy dit doen en besef jy wil dit nie weer doen nie. So dis 'n makliker manier om iets te wys wat jy identifiseer met jou eie lyf ook saam met dit. Ja. En ons sê altyd as jy die tempel van God is dan wil ek altyd hy met 'n lekker huis bly. So dit help nie goed jy lyk nie dat jy in 'n gesonde huis bly en is dit lekker, maar ek dink daar's goed dat ek vir die ouens gesê het seker goed moet ons uitsweet. Ons gaan dit nie eens wegbid nie. Daar moet seker goed wees wat jou kop skoon maak en weer net as ek opstaan op van die grond af en ek besef, wie wat dit bly 'n voorreg. Dit bly great geleentheid. Asem is uit, dis weer terug. So en dan sê ek altyd, ek sê Morney sê as jy 'n paar goeie sessies insit en jy bly nou leef daarna, dan besef jy altyd daar's nog 'n groter plan met jou lewe. En so dis goed om daai goed te kan ervaar. Dit vorm 'n groot deel van ons basis van leierskap want dis daai deurskynende dissiplines wat jy nie raak sien nie. Maar die dag op reisdag gaan ons weet wat jy gedoen het en nie gedoen het nie. Ja, daai kan jy nie wegsteek nie. Jy kan dit nie wegsteek nie. Ja. En dis regverdig vir almal dan. So ek geniet daai gedeeltes baie en ons sit dis 'n lekker plek om by mekaar uit te kan kom. Ja. En dis 'n regverdige plek om by almal te kan uitkom want jy moet jouself teenoor jouself meet. Elke keer as jy bietjie beter word jy beter. En ek sê al vir die ouens, ek het nie op 52 begin nie. Ek's bly ek het baie vroeg begin. Daai muscle memory tel my en die dissiplines wat ek geleer het ek oorgerol na ander fasette van my lewe toe. Baie ouens hou dit net in een faset. Dan sê ek altyd jy kan dit oorrol in jou huwelik in jou finansies en jy kan dieselfde beginsel oorrol in ander fasette toe want die beginsel bly dieselfde. Jy het iets gekies, jy het die verantwoordelikheid gevat van wat jy gekies het en dis hoe jy resultaat kry. Jy kan presies daai selfde beginsel oorvat aan toe. Dis net makliker meetbaar in die oefenwêreld. Baie makliker meetbaar. En ons begin net daai jare terug was dit nie naaste my so groot vandag nie. Vandag besef jy ouens, jy gaan na jou gesondheid moet kyk. Dis redelik verantwoordelik. Mense leef ewe skielik langer. So ek dink dit bly 'n lekker plek, hè. Ja, en so kingdom coaching, né? Dis en dit is so jy vat 'n besigheid. Ja. En jy trek hierdie ouens aan een kant en dan begin jy nou op 'n punt wat insluit. Ja, al hierdie goed. Jy kan dit nie losmaak nie. Ja. Jy kan dit glad nie losmaak nie. En dis lekker. Dis ek sê dit raak dan eintlik 'n holistiese benadering wat ek met al die fasette insluit. So as ek kingdom coaching doen, met dit sluit ek die man en die vrou ook in, want sy vorm deel van die besigheid want jy gaan vanmiddag iets kom sê aan die ander kant uitklank en eintlik raak julle albei negatief en julle praat die besigheid dood. As sy eintlik dalk jou intercessor kon gewees het en ek saam met jou gebid het daaroor, so ons kon iets genoem het, maar ons saam bid, maar dan moet sy meer bewus daarvan. So toe ek daai gedeeltes begin intrek en sien hoe beïnvloed dit dan eintlik jou kinders en vorentoe jou kleinkinders, toe begin ons besef is 'n baie groter generasie ding en dit sluit net altyd natuurlik die volgende wêreld oop. Ek dink vandag wat dit lekker maak virtual, ek kan op die plaas sit en ons is net buitekant Kimmer op 'n plaas wat 'n baie groot voorreg is. Ek het in die laaste 5 jaar meer begin leer boere is iets anders te klomp kursusse, 'n klomp boere en daar's iets met seisoene wat ons geleer het. Jy in die winter maak jy voorbereiding vir seker goed wat jy in die somer wil plant, maar jy moet voorberei daarvoor. Jy kan nie in die somer kom en dit eers doen nie want dan volgende seisoen gaan jy dalk reg wees. So ek dink baie keer is dit belangrik ewen waar God ons wil gebruik, wil hy ons sê ons moet in seisoene leer wat ons moet leer sodat in 'n volgende seisoen jy daai goed kan toepas en dat ander ouens kan sien dis moontlik. Ek dink dis wat dit vir my lekker maak en die effek daarvan vir die volgende generasies. Want as iemand kan sien, as Andrew dit kan doen, kan ek vra Andrew, wat moet ek doen om die volgende skyrun te kan doen? Ek wil enige skyrun doen. Dan kan jy my guide en lei daardeur en dit is nie net 'n stuk papier wat ek lees nie. Jy maak dit lewendig. Want ek voel my grootste investment is in mense in. Want die mense maak dit lewendig. Dis hoe mense dit toe gaan doen. Ek het môre net vanoggend by die gym toe gesels ons oor die hoeveelheid geleenthede wat jy kry om in iemand se lewe in te spreek en in te praat. En wat 'n lekker plek. 'n Mens wil nie in die gym, kyk jy party dae as ek doodstil, want ek so Ja. ek het so 'n tunnelvisie en dan praat niemand met my nie.
is gewoonlik daai dae wat jy besig is om een of ander battle te battle of 'n ding hier so in jou kop uit te fight. Maar hoe lekker is dit as jy in daai plek kan kom waar jy kan begin inspreek en die geleenthede gebruik waar jy om dit te doen, of dit by jou werkplek is of dit op in gym is en of dit by 'n besigheid is. Dis 'n ongelooflike groot voorreg. Ja, is 'n baie groot voorreg. Die farm in the bag. Sorry, ek's net gaan skieurig. Jy weet, as jy oor boer en plaas praat, die farm in the bag. Vertel my gou wat is dit? Hoe lyk dit? Hoe groot is dit? Ja, 'n tonsak is 'n meter by 'n meter. En die rede kom ons dit begin doen het, die Noord-Kaap en die gedeeltes waar ons is waar ons is in townships is daar nie eintlik landbougrond nie. So dis kliphare grond en is rooi, hard, warm. En is rooi, hard en warm. Maar as jy 'n ding in 'n sak sit, want ek kom nie van boerdery af nie, en jy in 'n pot en 'n plant, ek kan hom lewendig hou. En as daar iets fout gaan met hom, gaan daar een pot in die plant dood. Al die plante gaan nie dood nie. So dit was 'n makliker manier gewees om kos per vierkante meter so te verbou. Ja. Die voedingsbaar is bymekaar, daar's aardwurms in die sak, jou water kan jy bestuur, die kwaliteit grond kan jy bestuur. Dit het dit net eenvoudig gemaak om dit so te kan maak, en ek weet nou al, as jy seker goed verbou, as jy soveel sakke in 'n erf sit, kan jy soveel opbrengs hê van aartappels, spinasie, so dan het die ou kos. Ons is besig om die projek bietjie verder te vat waar ons is, ons noem dit die good plan to get out of debt. Hoe help ek daai ou om uit sy skuld uit te kom wat in die township is? Deur in die onderkant. Jy sien baie van die mense skuld is kosskuld, klereskuld, skoolskuld, en my harte uitgaan. Ek gaan definitief jou skuld optel vir jou luxury goederes nie, of vir jou slegte gewoontes nie, maar die goed wat moes plaasgevind het waar daar nie geleenthede was nie, wil ek graag kan help daarmee. So ons verbou dan vir jou ekstra sakke, jy vorm dan deel van die projek se arbeid, en ons is in 'n 50-50% partnership. Ons verkoop dit direk, want groot maatskappye wil nie met 100 small scalers gesels nie, maar hulle vorm dan deel van ons span dan om dit so te kan doen, en hulle te help dan om finansiëel uit skuld uit te kom. Dis ek een van die groot goed wat ek besef, as jy, daar's 'n skrif wat sê in Romeine 13 vers 8, hy sê skuld niemand niks behalwe mekaar lief te hê nie. Daar's min goed so lekker as jy opstaan in die oggend en jy besef ek het geen finansiële skuld nie. Ek kan regtig net vir mense lief hê. En op grondvlak, ons het 'n tannie gehelp met R5000 se skuld, maar hulle is al die derde generasie met dit. So dit bly groei by die plekkies waar hulle koop, en hulle kan letterlik nie daar uitkom nie. Dit is net nie moontlik nie. En vir my en jou is dit dalk 'n simplistiek ding om te doen, maar as jy 'n model gee waarvan hulle deel vorm van dit, en jy het nie net die geld gevat en dit gaan afbetaal, is dit 'n heeltemal 'n ander effek wat iemand voel daarvan, en dan het hulle die geleentheid om iemand anders te identifiseer wat ons ook in dit help, want dan is daar krag daarin, as wat ons gegaan het en sê, dis die volgende 100 mense wat ons kies. So ek kies my iemand, Andrew, waarmee ek tyd spandeer, ek help hom deur die proses, en dit kan 1 jaar, 2 of 3 vat om sekere goeders te kan doen. Maar die verhouding wat ons bou, is so incredible, en dis wat ek sê, daar onder in die township, sien ons nie mekaar as wit of swart of so iets nie. Ons wil by 'n plek uitkom om letterlik net mekaar lief te kan hê. En waarvan skuld ons druk, en vandag se tye druk en so uit alle hoeke en kante uit, was dit 'n lekker projek om dit te kan doen, en dan het ons eintlik organiese groente voorberei. Ons het nie eens gedink ons gaan so diep in 'n organiese mark kan intrap nie, wat eintlik 'n baie groot mark het, wat uniek is. So, daai goed is definitief omdat ons oulik is, nie maar fases waar die goeie Vader ons deurgevat het, en daar's iets in die oefenwêreld wat my geleer het, as jy begin met iemand, weet jy nie vandag een van die oefenprogram wat se resultate gaan kry nie, en jy moet tog veranderinge maak soos wat by aangaan. Op maand 3 dan raak jy lyf weer stubborn met sekere goed. So ek dink daai leerskool het my geleer om dit eerder die prosesse as navorsing te sien, en dit wat nie gewerk het, elimineer ons tot ons dit kom. So vandag kyk die ouens die projek en hulle sien die eindresultaat, maar daar's baie mishaps wat ons gehad het op pad soontoe, om te leer, jy kan nie aardappel in die sak plant as dit en dit so is nie, jy moet dit so maak. So ons het genoeg resepte wat ons uitdeel vir enigiemand. Ons het gevoel is nie ons IP nie, ons het daarop getrap en sê, ons wil graag jy met sukses maak, jy kan enige plek in die lande doen, sodat ouens kan help. Ons het nou al ouens wat in erwe vir hulle tuinier en vir hulle huishulp die sake opsit en dit so kan produseer. Want hy sê, sodra jy dit in die grond sit, is daar komplekse situasies, en jy moet al vir baie jare geboer het. Maar in daai manier is dit 'n maklike modelletjie met 'n resep wat simplistiek is, dat dit die hele tyd kan werk. Want jy wil sukses hê. Ek wil dit in elke erf, moet hulle by dieselfde outcome gekom het. Anders is dit onregverdig as daar dalk boomwortels onder jou grond was. Of daar was dalk nie genoeg water nie. Nou met die resep, dis is amper soos 'n franchise. Dit kan nie werk nie. Dis jy nie 'n stap volg nie. Het jy enige idee hoeveel sakke is al daar buite? Ek het geen idee nie, want dit bly aangaan soos wat ouens die gedagtes hoor en die goeders deel. Ons doen dit nou by laerskole ook, want ons wil eintlik van kleins af vir die kinders daar's iets wat gebeur as jy iets in die lewe moet hou. Daar's een van 'n verantwoordelikheid, en as jy eintlik die vrug van jou eie arbeid kan geniet, daar's iets groot as wat jy net dit gaan koop het by die winkel.
daar's iets wat jy maak om nie te mors Ja, nie. ja. Daar's goed wat die natuur self laat gebeur het, Ja. wat ek nie voorheen blootgestel was nie. En waar ek dankbaar is en self ook sien, ja, mens moet dit jy wil dit oppas vir 'n volgende generasie. Ja. En jy geniet eintlik dit, hè. Jy geniet dit baie meer om te besef dis ons eie spinasie wat ons Ja, voorberei het. Ja, daar's niks so lekker soos om in die tuin in te stap Ja. en van my zucchini te gaan pluk of sny nie. Ek laat myne blykbaar heeltemal te groot groei, maar Ja, nee, dis maar my werk. Ek eet dit, hy is lekker. Ja. Ja, dit is baie lekker. Neil, nou sê vir my, waarmee is jy nou besig? Wat's volgende? Waartoe gaan jy? Wat doen jy? Is daar enige groot dinge nou aan die roer? Ja, ons is besig met om die skaapbedryf by ons na volgende plekke toe te vat. Julle gaan hulle nie in die sakke sit nie. Nee, ons gaan hulle nie in die sakke sit nie. Hulle is op hierdie stadium net op die veld en dis organies. Ja. En ons moet besef daar's 'n mark met dit ook. Ek gaan niks sê teen die ander ouens wat ander modelle volg nie, maar ons wil dit amper af terugbring sê vir amper toe daar 'n tyd was 100 jaar terug. As nature intended. Ja, ons wil dit net so terugvat en daar is 'n ons het baie persopusbos wat eintlik 'n indringerbos is. Ja. Nou 'n deel van die jaar eet hulle redelik sy fyn blaartjies, die tipe skaap waarmee ons boer, eet die blare, eet die pele. En ek het met ouens in Namibië opgemoet verlede jaar en hulle het 'n masjien met die naam van Bos tot Kos wat daai produk kan verwerk. Ek het altyd my gesê as die skape net in die boom kan opklim, kon dit eintlik makliker wees, want jy eintlik baie veiding. Min wetend dat jy die boom kan korter maak en dan kan hulle dit by uitkom. So as ons opgewonde oor dit gaan 'n splinter nuwe projek wees. Wat 'n bos is dit? Is 'n persopusbos. Okay. Ja. Hy maak pele en blommetjies en goeders. Ja, en dis 'n indringerbos. So hy kom eintlik uit Australië uit. Ek verstaan nie wie die skool het aangeplant het met droogtetye, maar hy het so versprei dat hy natuurlike veiding oorvat. Maar sekere tye van die jaar is hy baie waardevol en daai tipe skaapras wat ons het, dit trek baie waarde uit vir alles wat droog is, kan jy dit sien. Ek het net nooit geweet jy kan dit verwerk nie. En dis wat ek sê, terwyl jy met mense in verbinding is en met mense ontmoet, connect daar weer iets met mekaar en dis eintlik hoe baie van hierdie projekte en goed dan ontstaan en net besef hier's weer 'n nuwe geleentheid met iets. So ja, ons is al opgewonde oor dit om te kan sien hoe kan mens alle projekte sê ons altyd ons wil dit vergroot om meer ouens 'n geleentheid te kan gee. Dis waar die jy juggle nog 'n klomp goed. Ek sê want jy die farm in a bag en nou is jy besig met die skaap ding te roer. Kingdom Coaching waar jy met die besighede opereer. Ja. Sê vir my as iemand nou by jou, watse tipe ou, watse tipe plek, watse tipe wie kan met jou in kontak kom en sê luister, ons wil hê jy moet ons bietjie deur hierdie ding vat. Dis oop vir almal? Ja, dis oop vir almal. Ek dink dit bly altyd makliker as my e-mail stuur. Ek hou daarvan om te lees en terug te antwoord om kan sien is ek die regte persoon vir jy kan waarde toevoeg en as ek dalk 'n verwysing moet maak ek dink nie ons het probeer dink dat enige van ons planne is ons planne nie. Ek dink dit kom alles van die Vader af. Soos probeer nie hierdie IP beskerming doen of so iets nie. Hoe gouer dit kan dupliseer en meer mense dit kan doen, hoe meer waarde is daarin en ons wil graag 'n verskil maak vir klomp mense. So dis maar hoe ek dit doen. Ek dink ek was van skool af en eintlik maar van universiteit af ek kan nie net een ding op 'n slag gedoen het nie, so 'n bietjie en ek dink die kliënt het my blootgestel in dit wat elke ou se liggaam respond verskillend. So jy kan nie net een supplement op deur die bank gegooi het en sê daar's nie net een resep nie, daar's meer as een manier en ek dink dit het my blootgemaak en alles vat tyd. So dis beter om een ding nie te hard te druk en ek geleer om eerder 5 goedjies te hê en stadig aan tyd te gee en veral met mense ook om dit nie te haastig te druk nie. Maar dit is maar iets wat natuurlik gebeur. Ek probeer myself nie oorcommit nie, so ek maak sekere tye vir myself los om sekere goeders te kan doen. Anders kom jy nie by dit uit nie. Maar ek dink die voordeel van virtual om dit virtual te doen is incredible. Dit maak dit ek op 'n plaas kan wees en reg oor die wêreld met mense kan connect en enige plek help. Ja, dis verskriklik waardevol en ek dink ek het geleer om te kan lees. Die ouens vra my wat ek die laaste 20 jaar gedoen. Ek dink ek het my oë gespaar op skool en universiteit wat ek het redelik baie meer gelees en daar's waarde om uit ander mense se lesse goed te lees en van die boublokkies op te tel en eintlik in jou puzzle gedeelte in te sit en te besef en sê jy hoef niks te gaan reinvent nie. Dit bestaan dalk in die buitekant. En dan sê ek altyd as jy my kan sê watter goed is jy gedoen het nie uitgewerk nie. Ek weet nie weer te herhaal nie. Maar as ons albei saam 'n nuwe fout maak, kan leer ons albei daaruit. En daar's meer waarde om so vorentoe te gaan. Yes, dis awesome man. Ek sal op hierdie video se beskrywing sal ek kontakbesonderhede, website adres, Facebook pages, wat ook al is, sal ons bysit. Ek sal nou alles by jou kry. En as jy eens met jou wil kontak maak, dan kan ons maak. As jy 'n laaste gedagte, 'n laaste boodskap, iemand wat nou daar iewers sit wat nou die podcast het nou gevat en uit hom deurgekyk, 'n laaste boodskap wat jy wil los vir vehicle. Jy kan sommer in daai kamera aankyk en dan vertel jy vir daai vehicle. Ek het 'n boek wat oor my pad gekom het
one thing. En hierdie ou skryf 'n dinamiese ding oor die beginsel van one thing as jy net een ding kan doen. Ek het dit op my witbord neergeskryf en ek lees dit elke oggend vir myself en ek maak 'n deel van die fasette van my lewe wat sê, hy sê, what is the one thing I can do such by doing it everything else will be easier or unnecessary. En dit laat jou baie keer bietjie dink, wat sal die een ding wees wat jy kan doen vandag wat sal maak dat die ander iets wat jy moet doen nie nodig is nie of onnodig sal wees. Dit streamline 'n klomp goeders en ek dink dit maak nogal deel van my motto om eintlik baie tyd te kan spaar om te sê wat se een ding kan ek doen wat 'n verandering maak. En dis gewoon 'n klomp klein consistent adjustments wat dit kan maak deur te sê as ek nie in die oggend vroeg genoeg by seker goed kan uitkom, is dit beter om my dag te begin om dalk 'n shake te drink om klaar iets in te hê as wat ek oorhonger raak en meer eet as ek nodig as wat ek kos nodig sou gehad het. Ek dink dit moet iets so simplisties wees soos dit en jy kan dit in elke faset van wat se een ding kan jy in jou huwelik nou doen wat 'n radikale impak sal maak daar binne wat dit net baie makliker maak of seker goed wat jy doen dalk as onnodig beskou word. Ek dink dit het my die punt het my nog getrek want dit maak dit simplisties maklik. Dis nie swaar of moeilik of baie nie. Ag, dis awesome. Neil, ek sê vir jou verskriklik baie dankie dat jy bereid was om vinnig in te loer vandag en dat ek jou nou so gou kon wegsteel by Morney ook. Maar ja, baie dankie vir wat julle ons doen. Ek gaan definitief 'n bietjie gaan kyk en gaan loer na al die dinge en sukses. Ek sal al die links en al die goeders op die video sit. Dankie baie. Sê vir jou baie dankie. Waardeer. Daar's hy. Dankie.